Watter rol sien u vir die jeug in die beskerming van taal en kultuurerfenis in Suid-Afrika? Weet jy, daar's 'n interessante ding wat ek sien met jonger mense. As ek myself nou vat, ek het in 1988 matriek geskryf. In 1988 was daar so hier en daar 'n Engelse privaat skool waar daar ook swart kinders was. Maar eintlik was die Universiteit van Pretoria, toe ek in 1989 soontoe gegaan het, was lelieblank. Daar was so hier en daar 'n paar Engelse gewees en hulle was nogal irriterend geweest. En dan was daar so 'n paar swart studente, hoofsaaklik nagraads of wat ook al. Nou, wat ek waarneem is ons geslag se mense is in teorie nogal nie baie rassisties nie. Dis die geslag wat verloor het in 1994 en wat besef het ons moet met 'n nuwe werklikheid vrede maak. Die volgende geslag, soos wat ek dit sien, is baie gemaklik in hulle, dis wat ek wil bysê, maar ons geslag se interaksie met mense van ander kulture is nie altyd so gemaklik nie. Dis vir hulle 'n groter brug om oor te steek. Die volgende geslag, ek wil nou maar sê, ek dink jy is deel daarvan, baie ander mense. Sy interaksie met mense oor die kultuurgrense heen is baie gemaklik. Hulle was saam met die mense op skool, hulle was saam op universiteit, hulle het 'n baie beter idee van hoe die ouens dink, wat vir hulle lekker is, maar ek neem nogal onverdraagsaamheid waar. Mense is baie meer aggressief om hulle self te wil handhaaf. En dit is juis as gevolg van daai ervaring van benadeling. Om te sê, weet jy, jou pa was ryker as my pa. Ek weet, want ons in dieselfde straat gewoon. Jy het meer geleenthede gehad, jy kon meer ekstra klasse kry as wat ek kon gekry het. Maar nou word jy kry die werk omdat jy voorheen benadeel is. Ek het byvoorbeeld in die debat oor handel en nywerheid se begroting. Handel en nywerheid is nou die wet waar swart ekonomiese bemagtiging is. Het ek gesê, nou ja, terwyl almal stories vertel, wil ek ook 'n storie vertel. Aan die een kant die teen Mpo is in 1958 gebore. Sy pa was onderwyser, sy ma was 'n verpleegster. Hulle het minder verdien as die wit onderwysers en verpleegsters. Maar hy het deur skool gegaan, hy het by vakbonde betrokke geraak. Hier in 1994 was daar vir hom eintlik baie goeie geleenthede gewees. Hy het aan die onderhandelings deelgeneem omdat hy die opset goed geken het, het hy aandeelopsies gekry, hy het skatryk geword. Sy twee kinders het na die beste skole gegaan, hulle het die beste universiteite besoek. Die een het 'n ingenieur geword, die ander een 'n aktuaris. Die twee kinders het 'n hele paar goeie tenders gekry want hulle is 'n lekker sterk span wat verskillende aspekte van die ekonomie goed verstaan. Sê ek, en hulle het ook nou weer kinders, Mpo se kleinkinders. Dan het ek gesê, dan is daar 'n ander ou, hy is ook in 1958 gebore, sy naam is Hans. En of ek dink het gesê Sarel, maak nie saak nie. Hy het in Danwil gewoon, sy pa het uit die Tweede Wêreldoorlog uitgekom as 'n soldaat. Kon nie dadelik werk kry nie, hy het aan posttraumatiese stres gelei omdat alhoewel niemand die woord geken het nie, hy het bietjie te veel gedrink, nie altyd 'n werk gehou nie. Hierdie ouetjie is in standaard 8 uit die skool uit, hy het by Yscor begin werk. Hy is later afgedank gewees toe ArcelorMittal oorgeneem het. Hy het ook twee kinders, die een wou 'n ingenieur geword het, maar dit het nie uitgewerk nie. Hy is 'n ambagsman wat baie goed doen en baie goed is in sy werk. Die ander ene wou 'n prokureur geword het en sy is nou 'n akte-tikster want daar was nie geld om te gaan studeer nie. Toe sluit ek dit af daarmee om te sê, as Mpo se kleinkinders en Sarel se kleinkinders aansoek doen om 'n werk, dan gaan Mpo se kleinkinders altyd voorrang kry weens historiese benadeling. Maar daai historiese benadeling bestaan nie meer by hulle nie. Nou goed, so dit is my gevoel dat 'n volgende geslag is baie meer geneig, ek wil nou maar sê, om die regte wat ons het op te eis as die vorige geslag, as die geslag waarvan ek deel is. Die geslag waarvan ek deel is, hou eintlik daarvan om so 'n bietjie brom te sê, ja jong, dis mos nou hierdie nuwe Suid-Afrika en jy weet mos en so aan, maar hulle staan nie eintlik op vir hulle self nie. Terwyl ek dink die volgende geslag 'n heel ordentlike manier het, maar om te sê, hoorie, ek was nie aandadig in enigiets waaroor jy kwaad is nie, maar ek word benadeel.
en ek het nie lus om dit aan te hou aanvaar nie. En boonop, julle is nie grootgemaak vir die staatsdiens nie. Ons geslag was nog grootgemaak vir die staatsdiens. Koos Du Plessis het so 'n oulike liedjie wat hy sê, en doen jou plig van 6 tot 6, die maatskappy sorg vir die res. Soort van, jy weet, doen maar net jou deel. Julle is nie daarvoor grootgemaak nie, julle is eintlik grootgemaak vir entrepreneurskap. Nou daai selfstandigheid in jou eie lewe van ek is 'n entrepreneur, ek moet vir myself sorg, ek moet kyk hoe die ding gaan uitwerk. Dit bou natuurlik op tot hoe 'n hele volk sy toekoms sien. Dink ek die regering of iemand gaan sorg vir my toekoms, of dink ek moet hom skep? En net soos wat die Israeliete van die Bybel 40 jaar deur die woestyn moes trek voor hulle die beloofde land kon binnegaan. En die Bybel is baie uitdruklik daaroor. Hy sê die geslag wat is uit Egipte uitgetrek het, moes eers doodgaan. Nou, ek wil nou sê, die geslag wat 1994 verloor het, sal eers moet doodgaan. Dit sal die volgende geslag wees, wat weer weet wat dit is om vry te wees, en om vry te wil wees. En ek dink dit is, dis wat 'n mens kan verwag.